Joe, On the Rocks se roete het vandag gekronkel uit Windhoek tot 'n Gebabes waar daar water is. En nou gaan die mense wat weet mos vir ons sê, maar kan nie gekronkel wees nie, want dit is mos 'n reguit pad. Maar ons het afdraaie gery, soos ons daai water gesoek het, nê? Ja. En ons het hom gekry. En ons is by die dam. Waar? Die dam. Bly by ons en vind uit hoe lyk die dam. Ons kuier op 'n baie spesiale plek naby 'n dam. Ons kuier by die dam. By my is Pierre Ackerman. Hallo Pierre. Vertel vir my, vertel eers vir mense waar presies is die dam as hulle nou vir julle soek. Okay, die dam, as jy van Windhoek se kant af inkom, as jy oor die bult by Gebabes ry, dan sal jy die dam sien aan jou regterkant. So dan vat jy die eerste regs afdraai, ry tot by die punt, die eerste regs afdraai weer by die polisiestasie. Hoe ver is Gebabes van Windhoek? Dis nie so ver nie. 200 kilos. Ja. En PR van die grenspos nou Botswana se kant toe? Okay, so ons is 110 kilos van die grenspos af. Ja. So as jy dan van daai kant af inkom, ry basies net reguit af verby Shoprite. Ja. En basies waar die teerpad eindig, draai daar so regs net reguit af. Ja. PR, wat se tipe toeriste kry julle? Is dit nou maar meestal ouens wat daai deurpad vat deur Botswana? Baie van ons mense wat hier kom oorslaap is Suid-Afrikaanse toeriste wat deurkom deur Botswana. 'n Baie groot deel van die mense wat ook hier kom bly is reps en soos area bestuurders en so wat van Windhoek afkom. Ja. En dan het ons kry oorseese toeriste ook. Ek wil nou weet oor julle chalets. Vertel vir ons bietjie julle verblyf, hoe werk dit? Hoeveel chalets het julle? Het julle kampterrein? Ja, ons het 14 chalets. Okay. 2 is wat ons noem VIP of seker maar luxury chalets. So hulle het 'n king size bed, hoekbad, stort, lekker bietjie groter volle DStv pakket. Ja. En dan het ons 6 familiekamers. Familiekamers het 'n dubbelbed onder en dan het hy soos 'n tipe van 'n loft. Ja. Daarbo is 2 enkelbeddens vir kinders. Dan ook die kombuisarea, DStv, al die dinge. En dan het ons dan het ons nog 6 dubbelkamers wat 2 3/4 beddens in het. So dis julle kan 'n klomp mense akkommodeer. Dan het ons nog ons tented chalets. So ons het 2 klaar opgeslaande tente en dan het ons kampeerplekke, ons baie kampeerplekke. Is dit die kampeerplekke, het hulle eie, is dit 'n gemeenskaplike ablusie? Ons het 3 kampeerplekke wat hulle eie ablusies het, so jy kan jou tent daar by die ablusie opslaan. Ja. En dan het ons nou nog ons ander res van ons kampeerplekke het dan 'n gesamentlike ablusie. Pierre, as jy nou hier stop nie, ek sien hier's 'n speelpark. Julle akkommodeer ook families, nee? Jy het gepraat van reps wat hier na toe kom, so dis vir daai persoon, maar ook families, nee? Ja, ek dink dis een van ons groot trekpleisters hier so in die dorp. Dis veilig vir kinders. Ja. So mense hou daarvan om te kom met hulle kleintjies. Hulle speel op die speelpark. Die mamas kan sit op die stoep en kyk vir hulle kinders. Ja, oog oor hulle hou. Ja, ons het ook 'n pickleballbaan hierso. Wat's 'n pickleball? Dis amper soos tennis. Okay. Dis 'n nuwe soort sport. Dis amper soos tennis, so 'n mixture van tafeltennis en tennis. So jy het 'n raket en jy het 'n bal. Ja, so 'n houtraket.
So dis baie soos paddleball amper. O, Dink okay. mense ken Die seker bal paddleball. is soos 'n tennisbal. Of Ja, hoe? hy't gaatjies in. So hy's stadiger as 'n tennisbal. Ah. Ja. Okay, ek het nog nooit gehoor. Ek ken pickles, maar ek ken nie pickleball nie. As jy hoe lank het julle dit al? Ons Ja. is al hier van 2014. Okay. Ja. So en kon julle sien hoe dit optel en dan natuurlik nou die COVID tyd. Ja, COVID tyd was vir ons 'n baie moeilike tyd Ek kan gewees. dink, ja. Regtig 'n moeilike tyd. Dit beginne nog steeds optel. Ons is nog nie waar ons was voor COVID. Ek dink die toerismebedryf sukkel maar nog steeds na COVID. Maar jy kan dan sien PR dat dit die kamers dan nou stadig aangevul word. Ja, ek dink so en ek dink ook van die begin van die jaar af begin ons boek ook voller raak. Julle het nou gepraat van die oorseese mark ook. Is dit ouens wat ek probeer nou my regte Afrikaans kry. Self-drive tipe ouens wat eerder kies om 'n bakkie of 'n ding te kry en te kamp en so deur die land te toer? Ja, ons kry baie van daai self-drive karre hierso. Soos hier karre. Ja. Maar ook hier is mense wat toeriste gaan haal by die lughawe byvoorbeeld Okay. om hulle dan verder te vat. Ag ja, Hosea Kotako Ja, en om hulle dan nou weer verder te vat wat hulle dan nou sal vir 'n nag of so soos in bussies, nee. Ja. In Overlanders het julle kampplek vir hulle ook. Ja, Kry julle Overlanders. dis nou soos daai Daai groot ek wil nou amper sê trokke en dit is gewoonlik jong mense wat daarop is, so dis is baie groot groepe en hulle is jou ek wil nou sê jou budget reisiger. Hulle ons kon dalk al van hulle jou gehad het. rugsak reisiger. Ja, ons kon dalk al van hulle gehad het. Ek is nie seker nie. Ja. Wat is vir jou lekker om in hierdie bedryf te wees? Ag, ek dink 'n mens ontmoet baie nuwe mense van oral om, ja. Ja. En enige toekomsplanne vir die dam? Wil julle aanbou? Wil julle net eers weer op julle Ja, ek vlak dink op hierdie stadium na die droogte, wil 'n mens maar net ook eers weer laat die dam weer op sy vol vlak kom, dat ons weer kan ons toerisme kry, soos ons Want julle visvang. dam was leeg, nê? Ja, hy was heeltemal totaal leeg geweest. So jy weet, ons het altyd hierso groot visvang bonanza in goeters gehou, so ons sal graag weer op 'n vlak kan kom waar ons kan visvang bonanzas hou. Want dit trek natuurlik ook mense na julle lodge toe, nê? Want dit is ook 'n baie lekker dam vir visvang omdat hy kleiner is as byvoorbeeld Daardap of so. Jy vang makliker die vis. Watse visse vang jy in julle dam? Op hierdie stadium is daar nou nog net babers wat nou weer uitgekom het na die reën. Maar ek het karp op die plaas, so ons sal nou nog die karp weer repopulate. Okay, so julle gaan laat dit nou weer vry Ja, daar. ons sal hom nou weer moet repopulate sodat ons kan. Is hoe groot of hoe vol moet die dam wees voor julle nou weer kan begin visvang? Hoe vol is hy nou? Hy staan nou, toe ek die naweek gekyk het hy so op die 29% bordjie gestaan. Okay. Maar ek hoop hulle sal nog van die agterste dam af bietjie om nog voller pomp. Kan mense wat hier bly kan hulle gaan visvang daar of is daar prosedures wat jy nou eers lisensie en goed moet Nee, hulle kan kom visvang. So ons het dagbesoekers wat net by ons aanmeld hierso. Ja. Dan kry hulle 'n permitjie of 'n slippie en dan kan hulle gaan visvang, maar die mense wat ook hier bly, hulle is welkom om te gaan visvang. Verskaf julle die toerusting of moet hulle nou hulle eie visstokke goed bring? Op hierdie stadium maar net hulle eie goeder sê, ons het nou nie iets hierso. Wat se aas gebruik mense in die Tillaviljoen dam? Meestal soos 'n pap. Ja. Hy mieliebom pap. Dit werk maar die beste, ja. Visse wat pap eet. Ek kon dit nog nooit verstaan. Gooi so 'n bietjie curry of iets by. Ja, daar's mos al die mense wat nou groot is in die visvang sal mos nou weet, daar's al die dippies en die goedjies en Is jy 'n varswater visserman? Ek hou daarvan, maar ek het dit lanklaas gedoen. Ja. Die dam was amper vir 'n jaar sonder water. Maar jy sit nou net hier oor kan die dam. Sê gou, bly jy hier op die perseel of jy het gepraat van jy's 'n boer? Ja, ek boer. Ons plaas is so 45 km uit die dorp uit. So ek boer. Ek maak hout, ek maak kole. Ek hou ook skool hierso by die skool, so ek is onderwyser ook in die oggende. Liewe ouers. So ja, mens is maar oral betrokke. Jy's oral betrokke. Ja. Pierre, maar dankie vir die gesels. Dankie.
lyk die dam se kombuis? En ons weet almal, nê, hulle mag maar uithaal en wys. Ek kuier hier in die kombuis saam met chef Cornelia Shahua, nê? Ja, Het ek reg gesê? Ja, mevrou. Shahua. Cornelia Shahua wat baie lank reeds aan die stuur van stake in die kombuis staan. Hoe lank is jy al hier? Ik is hier zo voor 10 jaar, mevrouw, hier zo bij die Trans-Kalahari in Resort, die dam. Ja. En jy sê jy is 'n nooi van Gobabis. Ja. Hier gebore, hier groot geword. geword. Is dit? Ja, En mevrouw. is nog maar 'n vraag wat 'n stadsmens nou seker vra. En ons verstaan ons nie klein dorpies nie. Wat is vir jou lekker van Gobabis? Hoekom het jy nie pad Windhoek toe gevat nie? Nie dat ek daar wil bly nie, maar toe maar. Nee, gewoon is zo lekker, want dit is cattle country. Hier zo eet ons vlees, mevrouw. Nie daai goed Nie wat daai- ons in die supermarkte koop wat hulle vir ons sê is vleis, plastiek vleis. Ja, dis wat mevrou. hulle dis wat ons in die stad moet eet. Jou liefde vir kos maak. Waar kom dit vandaan? Dit is mijn droom, mevrouw. Dit was van mijn kleins af mijn droom. Ik heb dit nog nooit studeerd, nie. Maar toen ik begon groot worden, met 23 jaar, heb ik begonnen kost gemaakt. Ik heb daar bij die Big 5 hotel begin. Daarna heb ik, wat is het, Kalahari Convention Center. En daarna heb ik jaar 2014 heb ik hier zo bij die dam kon beginnen. Jy sê jy wou al van kleintyd af het jy 'n belangstelling gehad. Waar het jy geleer? Het jy by jou ma geleer? Was jou ma kosmaker? Hoe het jy die basics geleer? Kom ek vra dit nou maar so. Nee, mevrouw, ik heb niet eens bij die huis beginnen kost maken. Ik heb net bij die werk gaan beginnen Sjoe. kost maken. En net voor een maand was ik een schoonmaker. Van die tweede maand af was ik een chef. Was ik geïmproved naar chef toe. Dis fantasties. Ek gaan nou vir jou 'n vreemde vraag vra. Maar kan jy onthou wat was die heel eerste ding wat jy as 'n chef gemaak het? Ik het die heel eerste ding was ik ochtend laat ingekomen in die kombuis om breakfast te maken. En toen heb ik een omelet gemaakt en dit was zo fantastisch voor mij. En ik heb die lekkerste omelet gemaakt. Mijn baas was zo verrast. Kyk, dit is nou die een ding wat ek nie kan maak al betaal jy my $1 miljoen. Ek verstaan nie daai omeletbedryf nie. Ek kan dit nie maak om my lewe te red nie. En van toe af maak jy in die stad praat ons baie keer van huiskos of boerekos of sulke goed. Maak jy sulke tipe kos hier of gee jy hom ook so 'n bietjie van 'n twist? Dat hy 'n bietjie meer fancy is. Wat is jou styl? Om boerenkost te maken, zoals kookkost, mevrouw. Ik hou daarvan om kookkost te maken, zo gestuwde vlees, wat aardappels, wortels en alles wat lekker is, zet ik daarin, mevrouw. Dan maak ik voor mij zo'n lekker rijstje met een zoet pampoen of pampoenpoffertjes, mevrouw. Nou maak jy my honger, maar vandag gaan jy vir ons 'n 3 cheese Chicken schnitzel chicken maken. schnitzel. Yes, dit klink imposant. Jy spring aan die werk. Vertel vir my wat jy doen en ek sal vir jou vra. Wat se 3 kase gebruik jy? Ik gebruik, zoals nou in die omblik heb ik nou niet Parmesan cheese niet, maar ik gebruik feta cheese en mozzarella en gouda cheese. Maar op die toppings smeer ik, op mijn schnitzel smeer ik cheese sauce op. En daarna zet ik nog gebreide mushroom en eieren op. En daarna zet ik nog mijn kaas op en dan druk ik de biggie in die oven en die pizza oven. Terwijl het daar smelt, maak ik mijn slices en voorbereid mijn chippies en goed om die bord mooier te maken. Klink heerlik. Wys vir my hoe maak jy? Die schnitzel. Die schnitzel. Zo mevrouw, in die omblik heb ik nu klaar mijn schnitzel gemaakt. Hier is hij wat klaar gemaakt is. En nu smeer ons onze cheese sausje. Maak jy daai self of vat jy hom uit die pakkie uit? Ik maak hem zelf, Hoe mevrouw. maak jy hom? Ik vat mijn boter, mevrouw. Dan smeer ik hem met een beetje koekmeel. Okay. En dan gooi ik mijn melk bij om witsaus te maken. En mijn room in. En daarna zet ik mijn kaas in, mevrouw. Dan zet ik mijn cheese aromaat op in. Net om de gier uit te halen van de cheese saus. En wat se kaas gebruik jy in die sous?
die cheddar cheese. Ja, want hy het 'n lekker Ja, mevrou. sterk geur, nie? Ja, mevrou. Great. En dan, Yes, like. dan vat ik mijn gebreide eieren en mushrooms. Dan kom zetten hulle hierbo. Dit is die lekkerste kos. Oh, jy vertel vir my lippe kan ek aflek. Dit lyk heerlik en 'n gebraaide ei is al 'n lekker ding. En dan vat ik mijn Okay. cheddar cheese. Oek, ek sien is 'n swart peper vet daar ook. Ja, mevrou. Lekker. Waar het jy aan die idee gekom om hierdie spesifieke schnitzel te maak? Het is maar net een gedachte wat ik gekregen heb, mevrouw, omdat ik een chef is, moet ik alle ideeën hebben om die lekkerste kosjes te kunnen maken, mevrouw. So, slaap jy snags of droom jy resepte? Als ik zo ga leiden, dan denk ik of hulle soos 'n visie kom, of soms droom ik hulle misschien. En hierso het jy nou gouda En mozzarella wat nog gemixt is, Ja. mevrouw. Dis 'n verskriklike ryk dis in terme van die kaas en die room. Dit klink feestelik. En dan zet ik Oké. hem nog in de oven. Is jy een van daai chefs wat so vinnig kan sny? Ja, ik snij ook zo, maar niet zo recht, nee, mevrouw. Daai ding maak vir my bang. Dan maak ik net een side. Ja, want hy maak ook sommer 'n bietjie kleur op die bord en laat hom mooier lyk, né? Ja, mevrouw. Net zo bietjie. Ag, daai is mos die Roma tamatie, die ene wat so langer is. Ja, mevrouw. Hulle noem hom 'n Roma. Eindelijk als je je slijkje maakt, moet je hem Dun. met die kleinerige, die cocktail tomaties maakt. O ja, Dan lijkt dit baie prachtig. maar mens kry hulle ook nou nie altyd nie. Nee. Ja, ja, mevrouw. Jy het tog baie geduld. Ek nie op tyd vir mooi maak nie. Je moet hem gaan garnish, mevrouw, dat die persoon smaak krijgt als hij gaat eten. Ja. Prentjie op 'n bord, Die nee. oe moet eerst Presies, wat 'n oulike manier om dit te beskryf. Mense oë moet eers eet. eten. Daar moet je meer honger te krijgen. Aangesien dit nou jou werk is, nie? Raak jy moeg van kook? Kook jy by die huis ook? Ik kook ook bij die huis, mevrouw. Raak jy nie moeg daarvan Ik nie? raak je moeg, nee, mevrouw. En ek het al baie keer gehoor mense wat graag kos maak en baie kos maak. Teen die tyd wat die kos klaar is, dan is hulle ook nie meer honger nie. Dis nie lus vir hulle eie kos nie. Dan is je niet meer honger, nee, mevrouw. Liewe genade, nee. So lank gewerk om iets so lekker te maak. Wat is jou gunsteling vleis? De gunsteling vlees, mevrouw, is die dam special. Wat ons ook graag hier maken bij die dam. Vertel vir my daarvan. Dam special is een fillet wat je, 'n Beesfillet. een beestfillet, wat je nou, een bacon vat. En dan draai je hem zo om. En dan maak je je snails en je mushroom sausje en bacon, braai je zo. Gooi een beetje mushroom sausje in. Dan is het sauserig en als je hem schept, dan schep je nou die saus op die fillet. En Heerlik. dan is dit zo heerlijk. En natuurlik is dit daarom seker goeie se vleis Ja, wat gebruik word. dit is ook om is een dam special, mevrouw. So kry julle julle vleis van die boere in die omgewing, waar kry julle dit? Ons krijgt dit bij Mega Safe, mevrouw. Okay.
Ja, ek sien uit. Ek was in daai kombuis, suster. Ons is in Baie vir 'n dankie. fees. Baie dankie, Baie verskriklik. dankie. Dit lyk heerlik. Baie Liewe dankie. aarde, Ek hoop daar's doggy bags, want gaan ons hierdie alles opkry. Alles. Ek gaan sommer nou wegspring. O, dit lyk heerlik. Baie Baie dankie. dankie julle. Baie Baie dankie. dankie. So in hierdie kaassous hier bo op Henriette, Ja, is daar 3 soorte kaas. wow. Ja, hier Dis schnitzel, nie Joe? Ja, dis 'n hoenderschnitzel. En o ja, en is lekker eie en spek op en dan is daar gou mozzarella Ja. en feta en gouda in die sous. Alles Liewe aarde en ek alles sien self hier's gemaak. mushroom en hier's 3 kase sê jy. Okay. Ek dink ons gaan nou net eet, nê? Nee. Yes, lekker. Lekker. Kan 'n hoender so lekker smaak? Sjoe. Ja, nee, dis verskriklik lekker. Lekker gekuier, Lekker geëet. lekker gesels. Heerlik gesels. Is daar nie stories? Dis 'n dam vol stories. Dis 'n dam vol Dam vol stories. stories, dam vol ervaring On the rocks. Op die dam. op die dam. Waar is dit lekker? By die dam.